Baie dankie sê vir hierdie geleentheid wat ek het om die woord van God aan die volk te kan bring. En ook vir pastor vir die geleentheid en die vertroue wat hy in my plaas om die familie te kan bedien met die woord. My thema van vanoggend is nuwe lewe. Is nuwe lewe. Nou, voor ons in die skriflesing gaan, wil ek net weet, wat verstaan jy onder nuwe lewe? Net in 'n netedop, wat verstaan jy onder nuwe lewe? Enige een. Nuwe lewe. Ek dink ek moet iemand nomineer. Sorry, Kali? Wedergeboorte. Okay, wedergeboorte. Is daar nog iemand? Ek dink dit is 'n trick question nie. Nog iemand? Is 'n nuwe begin. Nuwe lewe, wedergeboorte, nuwe begin. Ja. Ek sal sê is 'n nuwe begin. Dis wedergeboorte. Kyk, maar dis 'n konsep van nuwe denkwyse. En 'n manier hoe jy reageer, en 'n manier hoe jy praat, en 'n manier hoe jy optree, gaan alles gepaard met nuwe lewe. Soos die Bybel sê dat alles het nuut kom word. Né? Dis wat die Bybel sê. Alles het nuut kom word. So beteken jy lê die ou lewe neer. En het jy al 'n nuwe lewe op. Saam met Jesus Christus. Nou, jy kan saam met my blaai na Johannes 11 vers 1 tot 45. Nou, dit gaan oor Lazarus. Is wel bekend met Lazarus? Nee, is wel bekend met Lazarus? Die volk is baie stil. Te begin in Johannes 11 vers 3, wat ek net vir u wil lees. Here, hy vir wie u lief is siek. Hy vir wie u lief is siek. Dit was 'n boodskap gewees van susters Martha en Maria van hulle broer Lazarus wat byna tot op sterfte is. Dit was die boodskap gewees aan Jesus. Nou wie is Lazarus? In vers 1. 'n man met die naam van Lazarus was siek. Hy was van Betanië gewees, 'n dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. In vers 2. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Nou dit was 'n broer, Lazarus, wat siek was. Nou Jesus het 'n heel wat goeie vriende gehad. Nou Lazarus was een van hulle gewees, sowel sy susters Martha en Maria. So hulle was baie goed bevriend gewees. Nou wanneer Jesus reg oor Israel gereis het lering gegee, het mense gesond gemaak en het mense bevry. Nou wanneer hy in die dorp was van Betanië, het hy altyd vir hulle gaan kuier. Omdat hulle 'n verhouding gehad het. 'n vriendskaplike verhouding gehad. Nou eendag het Jesus mylever van Betanië afgebreek. Meaning hy het lering gegee. Toe hy die boodskap ontvang van Lazarus wat siek is. En die boodskap sê, Here, die een vir wie u lief is siek. So Jesus was lief vir hom gewees. Nou ons lees verder in vers 4. Toe Jesus dit gehoor het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Vers 5 sê, Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Nou God kan enige situasie kan hy verander. Enige slegte situasie kan God verander. Niks is te moeilik of te swaar vir God nie. En dit is wat Josef hy dit baie goed verstaan. Die oomblik toe sy broers hom in die put gooi, hy het dit goed verstaan. Nou Jesus sê,
Jesus sê hierdie stelling, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Dit is wat Jesus sê. So nadat Jesus die nuus van Lazarus gehoor het, nadat hy dit ontvang het, jy sal kon dink, Jesus sal dadelik gaan en vir Lazarus gesond maak. Want Jesus het mense gesond gemaak. Dis wat hy gedoen het. As gevolg van hulle vriendskaplike verhouding, sou hy dadelik gegaan het. Maar Jesus was glad nie haastig nie. Hy was nie. Toe hy die boodskap ontvang, sê dat hy gaan nog egter 2 dae bly waar hy was. Nou ons lees verder in vers 7. Eers daarna het hy vir die disippels gesê, kom ons gaan terug Judea toe. Dis nou na die 2 dae, sê vir die disippels, ons gaan terug Judea toe. Nou, Rabbi, dis die disippels, wat vir hom terug antwoord, Rabbi, nog nou die dag, vir die Jode, jy stenig, maar hier gaan daarheen, jy gaan terug daarheen. Dis wat sy disippels vir my herinner aan. Nou, sy disippels was meer bewus van hulle eie belange. Lazarus byna op sterfte. Ek bedoel, dis 2 dae na later. So op daardie stadium is Lazarus al dood al. Maar hulle is so bewus van hulle eie belange, dat hulle stel voor, dat die reis na Judea, dit op 'n later stadium gedoen sal word. Dis wat hulle vir Jesus aanraai. En baie kere, is dat mense kom met hulle opinies na u toe, nadat God vir u 'n woord gegee het, kom mense met hulle opinies, en hulle probeer vir jou beïnvloed. Nadat God saam met jou gepraat het om 'n woord vir iemand te gaan gee, laat jy toe, dat die duiwel jou beïnvloed, deur mense. En dit moet nie so wees nie, van God moet verheerlik word deur dit. En dit is tekens van nuwe lewe. Kyk, as jy luister vir dit wat God vir jou sê, dan opereer jy 'n nuwe lewe in. En jy luister nie meer wat mense vir jou sê nie, en die opinies van mense nie, maar jy staan op God se woord, van sy woord is ja, en dit is amen. Nou, in vers 11, sê dit, hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Kyk, Lazarus is al dood. Wat bedoel Jesus met slaap? Nou sy disippels sê vir hom, as Lazarus slaap, laat hom slaap, sodat hy gaan gesond raak, en hy is weer reg. Maar hulle verstaan nie wat Jesus bedoel met slaap nie. Kyk, Jesus het op 'n geestelike vlak, het hy geopereer. Die disippels se denke was nog nie op 'n geestelike vlakkie van hulle te verstaan wat hy bedoel het nie. En wat sê Paasa altyd, ons denke moet vernuwe word, volgens sy woord. En dis waar die duiwel ons altyd aanval, op ons denke. En hy het altyd 'n impak op ons emosies, sodat ons besluite maak, based op hoe ons voel. By God gaan nie oor gevoel nie. Dit gaan oor geloof. Amen. So, sy disippels is nog altyd gretig om Jesus van sy voorneme af weg te hou. Hulle is gretig. Van hulle opereer in vrees. Hulle was bang vir die Jode wat hulle gaan stenig. So hulle opereer in vrees. En baie kere, even ons met onsself ook, en opereer ons in vrees. Nadat ons weet dat God is groot, hy is almag, en niemand kan met hom vergelyk word nie. Ons weet dit.
Ons sê dit altyd, hy is in ons en hy is by ons. Dis wat ons sê. Maar sommige kere, dan opereer ons in vrees in. Nou, hoe gaan ek hierdie maand kom? My koskas is bietjie leeg. En my py gaan dit nie maak nie. En dis goed is waarmee ons gekonfronteer word. My ding is God slaap nie, hy slymer nie. Hy is wakker, sy woord. En, nou Jesus, het gespreek van die dood, terwyl hulle gedink het dat hy praat van rus, van die slaap. Nou vers 13, sê Jesus het vir Lazarus sy dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Dis toe waar Jesus vir hulle reguit sê, Lazarus is dood. Hy is dood. Nou, die disippels, was hulle gelowig of was hulle ongelowig gewees? Was hulle gelowig of ongelowig gewees? Ongelowig. Hulle was gelowig gewees. Hulle was gelowig. Die feit dat hulle saam met Jesus, hulle was apostels, hulle was gelowig gewees. Ja, hulle was kerkmense. Soos ons al stel, kerkmense. Maar hulle was gelowig gewees. Maar geloof groei altyd as daar lewe is. So even met ons is gelowig. Ons is gelowig is. Maar dit wil nie sê ons geloof is altyd daar waar God dit wil hê nie. So ons moet ons self beoefen in die geloof in. Ons elkeen het geloof soos hy sit. Elkeen het. Maar dit moet aangewin word. Dit moet aan, sy vat God op sy woord. Amen. So net so disciples, het ons so moeilike tye. Om te verstaan hoe God iets kan doen, uit 'n moeilike situasie het. Nou dis deel van groeipyne. Dit is altyd lekker nie. Dit is altyd lekker nie. Maar dit is deel van groeipyne. En dis waar jy iemand anders kan vertel van waardeur God jou gevat het. Daai is 'n getuie van hoe goed en hoe groot God is. Want toe dit lyk of jy wil afgaan, het God sy sterker hand uitgesteek na jou en het jou opgetel. En daai is 'n testimony van hoe groot God is. Nou, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Ons weet dit. Vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. En daai is Romeine 8:28. Nou, by die tyd toe Jesus in Betanië gearriveer het, was Lazarus al 4 dae in die graf. So mening, hy was nog al dood gewees. Hy was al 4 dae in die graf. Ons lees gou verder na vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dis wat sy vir Jesus sê. Want sy weet, Jesus kan genees. Sy weet dit. Sy weet dit. Jesus kan genees. En dis hoekom hulle al 2 dae voor die tyd 'n boodskap gesê het. Maar vers 22, maar self nou weet ek dat God u alles sal gee wat u vir hom vra. Wat u vir hom vra. Vers 23. Toe sê Jesus vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Dis wat Jesus was sê. Hy sal uit die dood opstaan. Nou ons praat van nuwe lewe hoor. Nou Lazarus dood. En hy sê vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Vers 24, maar Martha sê vir hom, ek weet. Dis wat sy sê, ek weet. Hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood staan. Maar dis nie wat Jesus van praat nie.
Dis glad nie wat hy van praat nie. Daar was 'n doel en 'n rede hoekom hy nog 2 dae gebly het. Daar was 'n doel. Jesus het 'n rede hoekom hy 2 dae gebly het. Ek sal vir julle later sê hoekom het hy 2 dae gebly. Nou vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Soos wat Kelly gesê het, wedergeboorte, nuwe lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in die ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Dis wat Jesus vir haar sê. Glo jy dit? Nou wat sê sy? Wat sê sy? In vers 27. Ja, Here. Dis wat sy sê. Ja, Here. Sy sê vir hom, ek glo vas dat U die Christus is. Die Seun van God. Die een wat na die wêreld moes kom. Dis wat sy sê, sy glo vas dat U die Christus is, wat na die wêreld moes kom. Nou, albei susters het gehuil as gevolg van hulle seer. Hulle was hartseer. Hulle was baie hartseer gewees as gevolg van hulle broer. Hulle was baie lief vir hulle broer gewees. Nou, hulle was lief vir Jesus en hulle het geweet Jesus is ook lief vir hulle. Maar wat hulle nie kon verstaan nie, is dat hoekom het Jesus dan nie gekom? Toe hulle die boodskap vir hom gestuur het nie. Wat sê, Here, die een vir wie U lief is siek. Nou hulle kon nie verstaan het nie. As U aan lief is vir ons, dan hoekom het U nie gekom nie? En baie kere voel ons dat ons lewer 'n gebed af. Dan voel dit vir ons dat ons gebed gaan nie verder as die plafon nie. Ja, gaan nie verder as die ceiling nie. Ons voel sommige kere toe, ja, ek bid nou al 4, my knieë is nerf afgebid. Maar al wat opdaag is net U. Ja, 'n boodskap gestuur al, maar U het nie gekom nie. My broer is nog al 4 dae in die graf. En baie van ons het al so gevoel al. Dat ons vra vir God om ons te help deur hierdie proses. Maar God is daar. God is daar. God kyk na ons geloof. Hy is enigste iets wat God kan behaag. Ons geloof. Dit gaan nie ons tydperkie. God het sy eie tydperk. En sy tyd is altyd perfek. Ons kyk na die nood. God kyk in die krop. Dis waar God kyk. God is meer belang wat van binne af uitkom. En dis waarna God kyk. Nou daar was 'n rede hoekom Jesus 2 dae gebly het. Nou wat is die rede? Wat is die rede? Nou God is altyd in beheer. Jy moet nie dit twyfel nie. God is altyd in beheer. Al lyk dit nie so nie. God is in beheer. En as ons kyk na vers 33. Vers 33. Sê toe Jesus sien dat Maria huil en die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed volgeskiet. En hy was aangedaan gewees. So, ekskuus tog. So Jesus, as ons kyk na vers 35, as ons sien, Jesus het gehuil. Sy gemoed was volgeskiet, hy het gehuil. Nou, my vraag is, wat was die rede dat Jesus gehuil het? Nou, ek hou van vraag nie. Ek hou van vraag. Nou, wat was die rede dat Jesus gehuil het? Jesus het gehuil. Vers 35 sien ons dat. Hy het gehuil.
Was 3 punte wat ek vir u wil deurgee. Nou jy moet saam met my werk. Nou die eerste een is dat Jesus gehuil het vir die pyn waardeur die susters gegaan het, as gevolg van hulle broer wat hulle verloor het. Kon dit die doel wees, dat Jesus gehuil het? Want Jesus het compassion. Jesus het compassion. Kon dit die doel wees, hoekom Jesus gehuil het? Of kon dit wees, vir sy toekomstige marteling, waardeur hy moes gaan, op pad na die kruis toe, vir my en vir u? Kon dit wees dat hy daarvoor gehuil het, waardeur hy moes deurgaan? Jy onthou mos ons laas 2 weke terug, het ons vir Passion of Christ gekyk, en jy sien mos waardeur hy gegaan het, vir ons. So kon dit wees, dat hy daarvoor gehuil het? Of kon dit wees, vir die derde punt, dat Jesus gehuil het as gevolg van hulle gebrek van geloof? Kon dit die geval gewees het? Want toe Jesus rondom hom kyk, jy sien nie dat almal huil. Die susters huil, die Jode huil. En Jesus het nog 'n deal met die disippels, wat nie wees veel help was nie, want hulle het hom remind aan wat die Jode gaan doen, as hy weer terug gaan, Betanië toe. Hulle het hom stenig. So hulle was nie veel help gewees nie. So kon dit wees dat hy gehuil het as gevolg van hulle gebrek aan geloof. Kon dit die geval wees? Van onthou, is net geloof wat God kan behaag. Nadat Jesus vir die suster gesê het, glo jy dit? Hy gaan weer opstaan. Jou broer gaan weer opstaan. En sy glo vas. Ja, ek glo dit. Maar hulle huil asof hulle geen hoop het nie, nadat Jesus in hulle teenwoordigheid is. En baie kere is Jesus saam met ons, maar dan huil ons asof ons geen hoop het nie. Dis kom pas hou nie van trane nie. Want is net, ek sal nie sê snoot en trane nie, maar okay. Ja, is net ons gehardloop op ons emosies. En dit behaag nie God nie. Die dood het ingetree. Maar Jesus, hy was 'n doel hoekom hy 2 dae gebly het. Hy was bewus. Nou ewen as Jesus gegaan het, as hy die boodskap ontvang het, sal Lazarus nog steeds dood gegaan het. Ons kyk weer. Nou, daarna vra Jesus dat hulle hom na die graf toe moet neem. Jesus vra dat hulle die klip moet wegrol. So Jesus is nou op pad na Lazarus se graf toe. En Martha probeer toe vir Jesus stop, om te sê dat hy is nog al 4 dae dood. So daar gaan 'n reuk uitkom. En dis wat sy probeer vir Jesus sê. Maar Jesus sê vir haar in vers 40, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Dis wat Jesus vir haar sê. Nou, die ding is, mense wil vir jou altyd remind van jou verlede. Bedoel, die Here het jou uitgehaal. Jy wil mos nie dit hoorie. God stel meer belang in jou toekoms, nie jou verlede nie. God wil vir jou eer en soos vat. Die duiwel wil jou terughou. Nou God het vir een en elkeen 'n doel op aarde gestel. En dit is sy koninkryk uit te brei. Om te vertel mense dat God nog steeds lewe en dat hy nog steeds 'n werk doen in en deur ons lewens. Amen. Nou, hy was vers 40. Ons kyk in vers 41. Het Jesus 'n gesprek met die Vader. Nou, dis baie interessant. Nadat hy deurgekom het en nog gesien hoe die mense huil, het geopereer met sy disippels
En in vers 41 het hy gesprek met die Vader. En wat sê hy in 41? Nadat hulle die klip weggerol het, Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Dis wat hy sê. Dank U dat U my verhoor het. So beteken die Vader hoor jou. Al voel dit vir jou, die bid in die plafond was. God hoor jou. God hoor jou. Hy sien waartoe jy gaan. Dis teken van nuwe lewe. Jy glo hom. Dit is nie op gevoel nie. Jy glo hom. Want hy weet, die Vader het hom verhoor. Dis wat hy sê. In vers 42, nou te wille van die skare wat daar rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kon glo dat U my gestuur het. So Jesus het dit gesê, sodat hulle kan glo dat God Jesus gestuur het. Nou, daarna het Jesus met 'n groot stem het hy geroep, Lazarus, kom uit. Dis wat hy gesê het. Met 'n groot stem. En Lazarus het opgestaan. Lewendig. Gesond. En raai wat? Hy het eers geruikie. Hy het opgestaan, gesond. En Jesus het beveel dat hulle die ou kleringstuk, die dood van hom moet aftrek. En dis waar God ons uitgehaal het. Daai ou kleringstuk het hy afgetrek, so een en elkeen van ons het nuwe lewe. Ons het nuwe lewe. En dis wat hy vir hulle beveel het. Trek sy klere uit. Sy dood. Nou, in my afsluiting, nou Jesus het gesê dat dis die doel hoekom hy 2 dae gebly het. Dis die rede hoekom hy 2 dae gebly het, sodat Lazarus kan sterf, sodat die heerlikheid van God, dit was die doel, hoekom hy 2 dae gebly het, sodat die heerlikheid van God deur die Seun van God daardeur verheerlik kan word, sodat die Seun daardeur verheerlik kan word. En dis van een ons elkeen, sodat Jesus deur ons verheerlik kan word. Daai is nuwe lewe. Van ons is wedergeboorte. Jesus moet deur ons verheerlik kan word. Nou, my vraag is, in my afsluiting, hoe sien u jezelf vandag? Hoe sien u jezelf vandag? Sien u jezelf as die Jode en Maria en Martha, wat gehuil het so in 'n hoop? Nadat hulle weet, Jesus was saam met hulle. Jesus was in hulle teenwoordigheid. Of sien u jezelf soos die disippels wat geopereer het in vrees? Nadat hulle gelowiges is. En ons sê altyd, hy is in ons en hy is by ons. Ons dra God se heerlikheid in ons aan. Sy teenwoordigheid is in ons. Ons sien hier as Lazarus, waar hy ou kleringstuk aftrek en nuwe kleringstuk aantrek. Van nuwe lewe is Jesus Christus. Dis wat nuwe lewe is. Ons trek Jesus aan vir die wêreld aan buitekant. Dis nuwe lewe. Jesus Christus. So, baie dankie familie. Ek hoop die woord het op vrugbare grond geval vanoggend. En dat God dit kan verder werk en net nat maak, sodat die saad wat geval het, sodat dit kan groei. Want ons doel is
om 'n verskil te maak aan buitekant van haar se wêreld wat dood is, net soos Lazarus. Net soos Lazarus. En ons is die liggaam van Jesus Christus wat 'n verskil moet gaan maak aan buitekant om Jesus na die wêreld te neem.